Dit is vir Millie FM 'n groot voorreg om vanoggend met Antoinette Modise te gesels. En as jy nie weet wie dit is nie, Antoinette, môre en waarom is jy bekend? Môre Shaal, dankie dat ek hier kan wees. So ek dink mense sal my sekerlik ken as Bonnie van Binnelanders. Daar sê Bonnie van Binneland. Nou ja, toe, Antoinette, kom ons begin gou-gou 'n bietjie voor. Vertel die mense, waar is jy gebore, waar het jy groot geword, skool gegaan, daai tipe van ding. So ek is gebore hier in die Wesrand, actually in Kreersdorp by wat is die hospitaal? Paderkral Hospitaal, maar ek het groot geword in Randfontein. Hier skool geloop, was in laerskool rapportryer gewees, en hoërskool was ek hoërskool Riebeek Rand, en tot met graad 9 toe skuif ek oor na die Engelse hoërskool toe, Ramsington High School, omdat hulle dans en drama as vakke gehad het. So ja, dis waar ek groot geword het en nog steeds bly ook op die oomblik. Kom ons doen gou-gou 'n paar vinnige vrae. Jy sê net watter een is die beste, pas die beste by jou. Okay. Oggend of aandmens? Aand. Vleis of seekos? Vleis. Aksie of komedie flieks? Komedie. Winter of somermens? Somer. See of wildtuin vakansie? See. Hokkie of netbal? Ek het ook gespeel so hokkie. Okay. Wat verkies jy om te ry, 'n motor, 'n bakkie of 'n SUV? Motor, want dit is, ek dink parkering is net maklik, maar SUV lyk net soveel powerful, so ek gaan SUV. Okay. Koffie of tee? Koffie. Coke of Coke Zero? Coke. Biltong of droë wors? Droë wors. Sout of soet? Soet. Melktert of koeksisters? Melktert. Braai of potjie? Braai. Pineapple op 'n pizza, ja of nee? Ja, Hawaiian is dan die beste pizza. Moet wees, ja. Antoinette, ons het nou gepraat oor skool en daai tipe van goeters, drama op skool geneem en so meer. Het jy enige opleiding na skool gehad? Ja, ek het drama gaan studeer by City Varsity na skool in Johannesburg. Okay. Was drama maar nog iets wat jy van kleintyd af wou gedoen het? Nee, nie regtig nie. Drama het baie laat in my lewe gekom toe ek die skei van hoërskole gedoen het. Ek het altyd gedans, so ek het 'n baie groot dansagtergrond, want dans van dat ek 6 is. Okay. So die drama het later gekom, want ek het begin vat op skool, en toe voel ek soos dit is my dieselfde satisfaction gegee as die dans, want dit is ook 'n manier van perform, en dit is ook op 'n stage wees, en ek het gedink, hierdie drama ding is net so lekker, want toe my ma nou en my ouers nou na my toe kom en my begin vra, hoorie, wat gaan jy nou na skool begin doen? Toe sê ek dink die drama ding, want dit is net so lekker soos die dans, en die dans, om 'n lewe daarvan te maak is baie moeiliker. So dis hoekom ek dink met die dans, met die drama gaan ek bietjie verder kom, en ek geniet dit actually baie meer. Ja, en ek dink 'n danser het 'n redelike beperkte leeftyd. Dis nie iets wat jy die res van jou lewe kan doen nie. Ewig kan doen nie. En ek sal nie sê ek was so diep, ek was great in dans, dit was meer 'n hobby geweest. So die drama het maar net gekom en gewys, hoorie, ek kan vir dieselfde doen, maar met 'n langer shelf life. Het jy boonbehalwe Binneland enige ander produksies gedoen, enige ander goed gedoen? Nee, glad nie. Ek het by Binnelanders begin en nog nie weer ander projekte geboek nie, audisie hier en daar, maar met die wat ek op kontrak is by hulle en goed is, dan jou tyd is nie meer so baie nie, so nee, nie reg, so na Varsity het 2 jaar na my universiteit het ek Binnelanders geboek en ek was nog net daar. Okay, great. Sê vir my, as jy iets anders kon doen, wat sou dit wees? Yes, ek sê nog altyd, op die huidige langtermyn wat ek wil kyk is om my CV definitief te laat groei. So ek wil graag
'n paar movies wil doen nog. En advertensies, want dit lyk altyd so pret, want dit is so kort en dit is so fun. So definitief movies en presenting. Ek wil graag 'n presenting job wil doen. So ja, dit is nog alles bucket list goedjies wat ek wil doen. En wat van musiekvideo's vir kunstenaars? Ja, dit sal ook actually nog lekker wees, want dit help ook actually acting en partykeer dans in dit in. Ja. So dit sal actually ook lekker wees. Antoinette, vertel ons gou 'n bietjie so hoe verloop 'n normale dag vir jou op Stel? Okay, so 'n normale dag begin gewoonlik as ek baie tonele op 'n dag het, soos byvoorbeeld 7 of 8 tonele op 'n dag, dan begin my dag gewoonlik, dan moet ek al 7 uur by die werk wees. En omdat ek in Randfontein ry, so dis 'n uur se werk, so ek staan al 4:30 op, om 5:30 te ry, sodat ek die meeste van die traffic skiep, en dan kom ek by die ateljee aan, raak rustig in my kleedkamer, en dan het ons breakfast, en dan gaan ek na die make-up kamer toe, teen 7 uur is ek daar, dan begin hulle met my gemering, en dan begin dit met en ons begin 8 uur, dan begin ons te skiet. So, dan is het bijvoorbeeld, jy het 1 toneel en dan miskien 2 ander tonele af, en dan sit weer jy en 'n toneel af, en dan weer jy, of partykeer het jy 2 tonele agterna aan mekaar. Maar dit hang af letterlik, of jy deel op die oomblik is van 'n groot storielyn, of party dae is jy rustig, of jy daag eers 2:30 by die werk op, want jy het net 1 toneel wat die laaste toneel van die dag is. So, dit hang af maar van die skedule, maar ja, dis so dagbasis lyk op die Stel by Binnelanders. En julle al die klere en goed wat julle aantrek word vir julle gegee en so aan, nee. Ja, ons het 'n wonderlik wardrobe departement en make-up departement. So alles wat ons dra en ons hare en alles word vir ons daar gedoen. So ons kan daar net opdag. Jy moet net sorg jy stoor die oggend en dag by die werk op. Daar sê. Antoinette, sê vir my en vir die luisteraars, skiet julle binnelanders, hoe kan ek nou sê, in sequence, soos wat ons hom nou sal kyk op 'n aand, of nie noodwendig nie? Nee, glad nie. So ons skiet, so ons werk in blokke, en in 'n blok is 6 episodes. So ons het 6 regisseurs dink ek, en elke regisseur kry 'n blok, iets moet hulle kry 6 episodes. So as dit daai regisseur se beurt is met sy blok, dan skiet so byvoorbeeld vir die dag word tonic opgemaak, dan word ongevalle opgemaak, en byvoorbeeld wat is anders net Naomi Huis. So alles wat in daai 6 episodes in daai locations geskiet moet word dan rond en bond geskiet, en partykeer hang dit af op partykeer van as ons byspelers het met hulle availability met skedule. So ons skiet heeltyd rond en bond in daai 6 blokke, en dan as hy blok klaar is, dan beweeg ons dan na die volgende blok toe. So nee, ons skiet glad nie in continuity nie. Dit maar rond en bond, en jy as akteur moet maar, as jy met jou storie moet maar altyd dophou en byhou waar jy in die storielyn is, met elke toneel wat jy opgaan. Ons het gewoonlik wonderlike regisseurs wat ons op partykeer herinner, en partykeer help as jy bietjie verdwaal is en waar in die storielyn jy is. So ja, dit is regtig, dit is jy moet kop hou. Ja, ek kan nogals dink dat dit die geval is, net om te onthou wat het ek laaste gesê en waar gaan ons nou aan, nee. Maar wat sê, ons produksiebestuurder probeer ook so na aan continuity probeer bly, maar dit is ongelukkig nie altyd die geval. Ja, want soos jy sê, julle skiet nou in blokke en so aan. En nou tussenin, as jy nou nie skiet nie, wat doen jy om die tyd om te kry op 'n dag? Ons het partykeer, ons het lekker kleedkamers, so partykeer as 'n mens nou bietjie moeg is, dan gaan vat jy maar 'n slaapietjie. Ek kyk partykeer op my laptop, kyk ek sommer 'n bietjie series om my besig te hou, of ek berei voor vir die volgende dag se tonele of tonele wat ek nog nie 100% is nie, of ek lees 'n bietjie van die tekste wat in die storie aangaan. So ja, jy hou jouself maar so besig as jy nie aan 'n admin werk het dat jy of jy moet e-mails antwoord en goed is. So ja, dis wat jy maar tussenin deur doen. Sê vir my,
woorde leer, is dit iets wat jy redelik maklik nou al na al die jare onder die knie kry, of is dit maar 'n stryd? Kyk, ek dink nie dit is ooit vir my, dit het makliker geword, maar dit is nogals 'n stryd, omdat binnelanders se baie spesifieke Afrikaans het wat hulle praat, dit is baie suiwer Afrikaans en goeters. So woorde leer het makliker geword, maar dit is nog steeds 'n stryd, want partykeer want ons is baie woordvas ook opstel, so jy moet jou woorde ken. So ja, dit het al makliker geword, maar dit is maar, jy vat maar 'n rukkie voor jy, veral as jy toneel het waar jy die toneel opdra, en veral met my karakter, sy's 'n verskriklike bubbleback. So dan moet jy baie vinnig dink en hy woorde moet baie vinnig daar wees. So dit is nie van ek moet my woorde net ken nie, jy moet dit goed ken. Aha. Want jy kan nie daar staan en wag nie, so ja. Ja, Antoinette, iets snaaks wat al op stel gebeur het met woorde wat vergeet is, of verkeerde woorde of regte woorde op die verkeerde tyd. Ja, nee, ek dink dit gebeur gereeld, omdat ons altyd hierdie mediese terms het. Dit is altyd 'n stryd om, ek dink vir my ook partykeer, kyk, die verpleegsters het nou nie so baie mediese terms wat hulle gebruik nie, maar hier en daar het ons partykeer, en ek met my R, dit is partykeer verskriklik, en dan lag almal dan soos, okay, dan vra ek, so hoe pronounce jy dit, en dan help hulle my reg, so, ja, dit is altyd van, en partykeer as jy ook flaf, dit is altyd, want dit gebeur altyd op die ontydigste tye, en dan sê jy soos, oepsie, sorry, kan ons dit weer doen. So ja, dit is altyd maar die lekkerste van opstel, as jy kan lag vir jouself. Ja. En, ek dink nie, dit gebeur baie nie, maar ek is seker, jy het al saam met Hans Strydom gewerk. Hoe is dit om saam met die ou meesters te werk? Yes, ja, ek het my mosie genade dood storielyn met hom gedoen, en dis waar Bonnie nou vir sy vrou versorg het in die Osterhuis, en ek het 'n paar tonele van my man gehad, en ek moes vir hom Hans 'n drukkie gee. Dit was baie senuweeagtig toe ek het begin lees, ek sê, jessie, okay, want ek praat nie al baie met oom Hans daar op die stel, dit is maar net gewoonlik, hallo oom, gaan dit oom, goed oom, en dan dis klaar. So nou moet jy sit en jy het actually woorde, en jy moet saam met die groot legende speel. Dit was very nerve-wracking, maar ek het dit baie groot in my kop gemaak as wat dit eintlik was, want hy was eintlik so nice, en ons het 'n bietjie gelag, en hy het my gekomplimenteer, en ek, dit was mooi, ek is baie dankie oom. So ja, dit was baie rustig, en hy was baie nice geweest, wat my kalm gehou het, en ja, dit was net lekker geweest, en dit het baie mooi uitgekom ook. En nou het Bonnie nog 'n boyfriend ook. Hoe gaan dit met daai soentonele en so aan? Ja, ag lekker, dit is Bonnie se eerste groot liefde. So ek dink sy's baie aan die wolke met hierdie verhouding, en ja, dis alles van nuut, en sy geniet dit, en ek sien nou wat nou uitsaai, hy's weer terug, so sy's happy, maar iets is nie lekker aan sy kant nie, so ja, sy begin nou bietjie wonder wat gaan aan, so ja, ons kan maar sien waar hierdie verhouding gaan, jong, want ja, sy is heavily verlief, maar dit lyk op die oomblik soos 'n bietjie een kant net is, so ja. En sonder om te veel weg te gee, dis jou en Annetjie se fete nou op 'n einde? Ag ja, ek dink so. Dit is maar net 'n mens ek dink dit werk so met enige verhouding. Jy het maar daai stiefdans wat jy het, en dan kleer jy goedjies uit. So vir nou is Bonnie en Annetjie amazing. Dit gaan lekker saam met hulle. So ja. Antoinette, een groot ding wat jy op jou bucket list het wat jy nog baie graag wil doen? Op my bucket list op die oomblik, ek sou graag wil travel. Ja, net bietjie travel in die wêreld, bietjie sien. Ek het hierdie jaar het ek reeds die geleentheid, ons dansskool gaan Ierland toe, so ja, dit is baie exciting. Wat ons kinders gaan daar dans, en ons gaan as coaches. So dit is amazing, en dan ja, net nog meer travel, want ja, mense wil maar die wêreld sien, want die wêreld is so groot en so mooi, so ja, dit is definitief op die bucket list. So as jy nou so vir 'n tyd weg is, dan obviously reële ou lank voor die tyd laat hulle jou uit die storie uithou vir daai tyd dan nou.
Ja, kyk, ek weet nog nie wat hulle gaan doen met my in daai tydperkie, want dit is vir 2 weke. Maar ek het gelukkig al laas jaar toe ons gesit het met die nuwe seisoen se kontrak negotiations, toe vra ek vir hierdie tyd af, want dit is wat ek gaan doen, en hulle het gesê, okay, great, dis gelukkig lank voor die tyd, want ons skiet ook soos 3 maande voor die tyd al uit. So, ja, jy moet ongelukkig lank voor die tyd vir hulle sê, dat as jy sulke planne het, sodat hulle ook voorbereid is, en of jy gaan baie verder vooruit skiet met jou karakter, of hulle skryf jou uit vir die tyd, of ja. So, Sê vir my, ek wil jou nou iets gevra het. Nou is dit uit my kop uit. Maar in elk geval. Nee, so ja, dit is gelukkig lekker dat 'n ou lank voor die tyd is. Dis wat ek wou gevra het. Kyk jy binnelanders of nie regtig nie? Nee, ons is getroude kykers, want ons het binnelanders al begin kyk nog voor ek daar begin werk het. Daar was 'n tydperk wat ons nie gekyk het nie, want ek dink ons het getrek en alles toe ons die DStv en goed is nie, maar toe ons weer DStv gekry en toe begin ons net weer opvang en alles so. Ons kyk, ons is al lang getroue kykers van binnelanders. So dit was amazing vir my daai eerste dag om daar op te stel en like, wow, nou is ek deel van die show. Dit was regtig amazing en nog steeds amazing tot en met vandag toe. Nou ja, toe. Antoinette, dankie vir die gesels. Dit was great gewees en mag al jou drome wat jy het vir die toekoms net waar word. Ag, baie dankie dat ek met julle kon chat. Dit was baie lekker en dankie vir jou.